verhaal gaan lees, dan kan ons hoor dat voor Jesus by Sidon en Tyrus aangekom het hy eers 'n paar wonderwerke gedoen. Hy het die brood en die vis vir duisende gedeel. Maar die Bybel sê hy beweeg nou na Tyrus en Sidon om so 'n bietjie net te gaan rus. Maar Tyrus en Sidon is 'n nie-Joodse area. Die Bybel sê Tyrus en Sidon is geleë in die area van die Grieke. Nou die Bybel sê die Jode en die Grieke, hulle het nie gemeenskap gehad nie. Want wat in daardie tyd gebeur het, die koning en die Jode geforseer om die Griekse kultuur en die Griekse taal te leer. Maar die Bybel sê die Jode was nie in vir dit nie. Ja, was 'n paar wat hulle gebrainwash het, maar die sekere groep, hulle wou nie die kultuur aanneem nie, want hulle het gestaan van dit wat hulle ingeglo het. Die Bybel sê, toe kom die koning met 'n plan, ons gaan julle verneder, julle gaan in 'n Olimpies deel uitmaak, maar julle gaan kaal hardloop. Maar die Bybel sê, hulle het nie dit ook geskry. Soveel so, teen die tyd toe die koning sy lewe verloor, en die koning se seun oorgevat. Hy sê vir hulle, ek is nie die pa nie. Ek is nie die pa nie. Hy het sy soldate uitgestuur om Jerusalem te vijnkamp. Die Bybel sê toe hulle die tempel gevijnkamp het, na die 7de dag, sê hy vir die manne, val hulle aan, vernietig die tempel en maak hulle dood. Die Bybel sê, hy het so ver gegaan, hulle het in die tempel die Griekse god se standbeeld opgerig. Hulle het varke geslag binne die tempel, en dan weet die Jode wat ons niks met varke te doen is. Hulle het die bloed aan die varke in die tempel se muur gesmeer. Hulle die mense van die Jode het hulle met bloed gesmeer. En dit is hoekom die Jode die Grieke as honde verwys. Maar nou kom hy by Tyrus aan en Sidon. Hy het nooit gedink dat hy gaan rus. Maar hier kom die vrou wat 'n Griek is na hom toe. En sy sê vir hom, Here, help my. Maar sy het geweet en sy het gehoor wat die Here kan doen. Maar die tema wat ek wil kom aanheg, wanneer ek gaan klaarmaak is 'n slegte toestand verander die Here. Jy wil my wat ons toestand vandag is. Eintlik wat ons met winter in die hart sit, maar ons moet somer ons op die gesig draag, want ons kan nie ons probleem na die Here toe vat. En sê Morin, hy sê jy gaan hoor. Hy wat vir hom so goed en baie goed en dit. Hy sê 'n slegte toestand verander die Here. Hy klim nie skei. En die vrou het al die dinge gehoor. Hy klim uit die skei uit. Daar's 'n besetene in die graftes van Gadara in die Bybel wat hom benader en al die mense het hom weggestoot omdat hy besete was, maar die Here verander 'n slegte toestand. Die Bybel sê die blinde man van Jesaja, niemand kon hom help nie, niemand kon hom help nie. Die Here spring op die grond en hy speer aan sy oë. Hy vra hom, wat sien jy? Hy sê, ek sien bome van hoop vir mense.
hoof van die sinagoge. Jairus sit met die probleem dat sy dogter is besig om te sterf, want ons weet in die Joodse kultuur mag niemand voor iemand anders kom neerval nie. Maar Jairus kom verneder hom. Hy val voor Jesus. Hy sê my kind is besig om te sterf. 'n Slegte toestand binne verander nie. Maar soos hy hoop, besef 'n vrou, as ek net kan aan sy soem raak. As ek net kan aan sy soem raak. Ja, ons doen hom raadsman. Ons doen hom sterke God. Ons doen hom ewige Vader. En hy is die opstander en die hemel. Hy is die Bybel sê en toe sê as jy so raak, het sy genesing gekry. So baie keer van hier, dan sit ons kom kerk toe, maar ons het nie die vermoë om ons probleem te kan kom uitspreek nie. Maar baie van ons sit met swaar laste, maar ons kan nie met die volgende roer kom praat, maar ek wil aan jou kom bekendstel, die weg, die waarheid en die lewe, van hy alleen verander 'n slegte toestand. Come on. En ons word dood, die water bitter word, hulle honger word, die Amorite hulle aanval, kon hy 'n slegte toestand verander.